By Renaissans wil ons die pad van verkenning stap. Daar word uit vele filosofieë en wetenskaplike bronne geput. Ons besef dat elke individu sy of haar opvoeding en ervaring met hulle saamdra en as verwysingspunt gebruik wanneer hulle kommunikeer. Ons luister dus na mekaar en ag niemand se insigte as imperatief nie, maar eerder as aanvullend, met inagneming van waar hulle hul op hul reis bevind. Omdat Renaissans 'n familie van oop, denkende en eerlike reisigers is dit vir ons belangrik om gereeld met mekaar te praat. Ons skram nie daarvan weg om moeilike sake onder die loep te neem ten einde saam te groei nie. Ons verwag nie eenparigheid nie, maar streef na dialoog waarbinne respek, 'n oop gemoed en egtheid die weg baan tot nuwe moontlikhede. Dit beteken natuurlik dat ons nooit finale antwoorde kan hê nie, want ontdekking en groei voorveronderstel mekaar. Daarom wil Renaissans 'n veilige ruimte wees vir mense wat verken. Ons weet dat daar in alle tradisies waarheid te vind is. Daarom poog ons om ons ontginnings daaruit met eerbied en respek te doen, op soek na dit wat universeel en vir ons van waarde is. Ons waardes word gekenmerk deur openheid, egtheid, liefde en nederigheid en bovenal om nie te veroordeel nie. Renaissans bied 'n gemeenskap aan mense wat op soek is na ander wat die wêreld van spirituele verkenning met hulle kan deel. Of dit 'n fisiese gemeenskap is waarna jy op soek is, en of jy virtueel wil deelneem, Renaissans maak ruimte vir beide. Jy gaan nou luister na 'n opname van een van ons byeenkomste. Jy's welkom, neem deel, plaas jou kommentaar, geniet hierdie ervaring saam met ons. Goeiedag vriende, ons wil julle herinner om Renaissans in gedagte te hou met jou finansiële beplanning. As jy Renaissans 'n vaste item op jou begroting kan maak, kan dit ons help om 'n konstante inkomste te genereer, waarmee ons baie beter kan beplan en vooruitdink. Jou bydrae word opreg waardeer. Baie welkom en dankie dat julle hier so is. Ons gaan dadelik verder luister na Jannie en Letitia wat vir ons musiek maak en dan stil word.
dit was pragtig. Wat gebeur na die dood? Hierdie vraag kom in baie mense se koppe op en hulle uiter dit die afgelope tyd teenoor my. En ek was verras, soos vir julle in die WhatsApp gesê het, deur hoeveel mense vir my gevra het, ons wil meer in detail weet wat die Jode sê. Ek was nogal verras. En toe het ek besef dat ten spyte van die feit dat ons die dogma verlaat het, is dit wat vir ons gevoer is as kinders en later. En dat dit 'n groot invloed het op ons onderbewussyn oor ons einde en wat van na ons einde. So met liefde en so aan het ek toe nou 'n ekstra praatjie in hierdie reeks ingewerk en vanoggend is hy dan nou so. Hier was 'n lang kronkelende reis deur die Joodse verbeelding. Stel jou voor, jy stap nie net deur 'n biblioteek nie, maar jy leef in 'n biblioteek tussen mense wat oorlog, ballingskap, verlies, martelaarskap en mystieke ekstase beleef het. Hulle almal leef in daardie boeke en jy hoor hulle fluister bykans elke dag. Wat gebeur na die dood? Dis nie uit nuuskierigheid nie, maar uit nood. Hierdie is die verhaal van hoe daardie vraag oor meer as 1000 jaar ontwikkel het, verander het, verdiep het en vertak het in die Joodse wêreld. En dit begin verrassend eenvoudig. Nou hierna het ek verlede week verwys. Die eerste Joodse wêreld sê, 'n mens is 'n mens. Jy het nie 'n onsterflike siel nie, en jy het ook nie 'n onsterflike liggaam nie. Jou siel woon nie in 'n liggaam nie, jy's een. In die oudste laag van Israel se denke is daar geen sprake van 'n los onsterflike siel wat in 'n liggaam vasgevang is, soos wat die Grieke gesê het nie. Die Hebreëse nefesh beteken nie 'n afsonderlike entiteit wat kan wegvlieg uit jou liggaam met afsterwe nie. Dit beteken dat jy 'n lewende wese is, 'n asemhalende wese. Diere is ook nefesh. Wanneer God volgens Genesis sy asem in die mens blaas, word die mens 'n lewende nefesh. Nie jy kry 'n nefesh nie, jy word dit. Daar is dus nie twee dele wat tydelik saam woon nie. Daar is een geïntegreerde werklikheid. Liggaam en lewensasem vorm saam die mens. Wanneer die asem ophou, hou die mens op. Die siel keer terug na God toe, maar nie as 'n bewuste jy nie. Net as die asem wat God in jou ingeblaas het, keer dit terug na God. Almal gaan na Sheol. Die koning, die skaapwagter, die regverdige en die skobbejak. Sheol is nie 'n hel van vuur nie. Dit is 'n plek van stilte. Dit is 'n bykans anoreksiese verskraling van die lewe. 'n Skadubestaan waar daar geen lofliedere gesing word nie. Die prediker sê dit byna klinies. Die dooies weet niks. In hierdie wêreldbeeld lê die volle gewig van etiek en betekenis op hierdie lewe. Geregtigheid moet hier geskied. Wat jy nou doen, is wat saak maak. Dit is 'n nugtere, aardse spiritualiteit. Maar toe gebeur geskiedenis. Daar ontstaan 'n krisis in die Joodse volk se lewe wat die teologie op sy kop keer. Toe Jerusalem val, toe die tempel brand, toe kinders sterf sonder dat God sigbaar ingryp, toe begin daar 'n nuwe vraag en al hoe dringender oor die lewe hierna opdoen. En hierdie vraag klink so: as God regverdig is, hoe kan die regverdige se graf die laaste woord wees wanneer jy so gelei het? Hoe kan goddelose mense magtig en ryk wees en so sterf en ongestraf bly? In die tyd van die ballingskap en daarna begin nuwe literatuur verskyn.
Ons lees in Daniël, Esegiel en Jesaja vir die eerste keer van 'n toekomstige opstanding van die liggaam. Hier kom 'n groot teologiese verskywing. Dis nie 'n Griekse idee van 'n onsterflike siel wat los van die liggaam verder leef nie. Dit is nie 'n siel wat uit die liggaam wil ontsnap om sy ware self te kan wees nie. Die finale hoop bly in die Joodse kop, liggaamlike herstel. Die doel is nie om van die liggaam ontslae te raak, asof dit nie deel van jou identiteit is nie. Die doel is bloot om die liggaam uiteindelik terug te kry. Dis nie 'n Griekse verlossing van die siel nie, dis 'n Joodse idee. Van 'n God wat ingryp en jou as mens weer opwek en laat leef. Daar's 'n belangrike verskil tussen hierdie twee. Die siel begin nou in hierdie teologie wel 'n vorm van tydelike aparte voortbestaan los van die liggaam kry, maar dis nie die einddoel nie en dis nie waar die storie eindig nie. Die einddoel bly die herstel van die mens as geheel. Sheol begin ook 'n ander funksie kry. Dit word nou 'n wagtoestand. 'n Tydelike plek totdat God sy reg laat geskied. Die sondaar moet gestraf word en die regverdige moet beloon en voorgekompenseer word. Hoop word hier gebore uit die onreg wat die Jode beleef. Nou teen Jesus se tyd was die Jode, as hulle 'n reunie sou hou, 'n familie wat totaal en al van mekaar oor hierdie onderwerp verskil het. Teen die 1ste eeu is daar nie slegs een Joodse standpunt nie. Die Sadduseërs verwerp die opstanding, hulle verwerp engele, hulle verwerp geeste, en vir hulle is die ou tradisie steeds normatief. Hulle verwerp alle apokaliptiese denke. Met ander woorde, 'n einde waar dinge reggemaak sal word, 'n nuwe wêreld wat kom, 'n opstanding en so meer. Die Fariseërs glo in die opstanding. Hulle glo dat die siel na die dood voortbestaan, dat daar 'n tussentoestand is, maar dat die groot klimaks die toekomstige herstel van die liggaam en siel is in Olam Haba, die wêreld wat kom. Daar's wel baie verskille onder hulle oor hoe die tussentoestand waarin die siel nou wag sou lyk. Die Esseners, derdens, is baie sterk deur apokaliptiese denke en moontlik ook deur Griekse denke beïnvloed. Hulle praat nou 'n sterker dualistiese taal, lig en duisternis, siel en liggaam. Siel is inherent hemels en liggaam is tydelik. Maar selfs hier is daar nie 'n suiwer ooreenkoms met die Griekse verwerping en neersien op die liggaam nie. Nou Jesus, soos ek gesê het, betree hierdie tydvak. In 'n veelstemmige wêreld, as 'n Joodse rabbi, kom sit hy sy voet in hierdie denkstroom. Hy staan nader aan die Fariseërs as aan die Sadduseërs. Hy argumenteer teen die Sadduseërs vir 'n opstanding. Hy praat van die wêreld wat kom. Sommige meen hy was 'n Essener en onder daai sommige tel ek, wat tot onlangs in hierdie navorsing ontdek het, ek was verkeerd. Want daar is sekere raakpunte, die apokaliptiese taal, die verwagting van God se koninkryk. Maar die ooreenkomste tussen Jesus en die Esseners is heeltemal te oppervlakkig. En as jy luister na iemand soos Baart Ehrman, dan pak hy dit uiteen en hy sê vir jou, jy moet baie mooi kyk, want die Esseners was afgesonder en Jesus was in die markplein. Die Esseners was ritualisties baie streng. Jesus raak aan melaatses. Hulle het gemeenskappe verlaat om rein te bly. Hy eet saam met die tollenaars. Hy was nie 'n Essense kloosterling nie. Hy was 'n apokaliptiese Jood in 'n publieke ruimte. Maar was daar Essense invloed op Jesus? Moontlik. Het hy 'n lidmaatskapkaartjie van die Essense gemeenskap gedra? Heel onwaarskynlik. Wanneer Jesus vir die misdadiger sê, vandag sal jy saam met my in die paradys wees, moet ons dit in die Joodse en ek wil sê Fariseëse apokaliptiese konteks hoor.
Die paradys is nie die finale ewige hemel nie. Dit kom na die laaste oordeel. Die paradys beteken onder andere, dit kan 'n paar goed beteken, maar dit beteken God se teenwoordigheid, die boesem van Abraham in die doderyk, 'n rusplek vir regverdiges in die doderyk, 'n wagtoestand tot die opstanding. Dit kan enigiets beteken. En selfs hier was daar 'n verskil. Sommige Jode het geglo die siel wag bewustelik in daardie tussentoestand. Ander het geglo die siel is onbewus en rus soos in 'n slaap tot met die opwekking. Ek het verlede Sondag vir ons gesê dat dit is wat die Sabbatariërs, die 7de dag Adventiste glo, dat almal slaap wanneer hulle sterf tot met die opstanding. Maar vir Jesus bly die eindpunt opstanding. Sy eie opstanding is ook liggaamlik. Dit bevestig herstel van die liggaam en die volledige mens en nie 'n ontsnapping van die siel uit die liggaam nie. Maar die mees komplekse fase sou egter nog voorlê. En dit is die mystieke verdieping van Kabbala. En verdieping is nogal 'n woord wat hier so dubbelsinnig is, want dit gaan ook oor verdiepings binne in die siel. Eeue later, in die middeleeue, ontwikkel die Joodse mystiek 'n veel meer ingewikkelde prentjie. Veral in die leer van iemand met die naam van Isaac Luria word die siel 'n gelaagde werklikheid. Daar word 5 lae van die siel in hierdie teologie gebore. Dis as dit ware 'n mystieke siel met 5 verdiepings. Wanneer die Joodse mystici oor die siel begin praat, doen hulle dit nou nie meer in eenvoudige terme nie. Die mens is nou nie slegs net een liggaam en asem nie. Die mens is 'n veelvlakkige wese. Veral in die tradisie wat ontwikkel rondom Luria word die siel beskryf as bestaande uit 5 dimensies, 5 lae. Dit beteken nie 5 aparte wesens of siele nie, maar 5 vlakke van bewussyn of 5 maniere waarop die goddelike lewe in 'n mens funksioneer. Hierdie 5 lae verduidelik ook waarom reïnkarnasie net 'n deel van 'n siel betrek en nie noodwendig die hele siel nie. Laat ons dit nou rustig oopvou. Die eerste laag is nefesh, die lewensasem in die liggaam. Dis die laagste en mees basiese vlak, nefesh. Dit is die lewenskrag van die liggaam. Dit is die deel wat met instink, oorlewing, emosies en fisiese energie werk. Dit is wat die liggaam laat leef. Wanneer 'n mens sterf, is dit hierdie vlak wat die nouste aan die fisiese ontbinding verbonde is. Die nefesh is ook die deel wat die meeste werk het om morele dissipline te leer. Dit is waar begeertes, drange en gewoontes lê. Baie kabbaliste glo dat wanneer reïnkarnasie plaasvind, dit dikwels hierdie vlak is wat moet terugkeer om sekere gedrag of karaktertrekke te kom regstel. Sommige glo dat die dood van 'n mens wat sterk met die basiese aard van die lewe identifiseer, met die liggaam en die nefesh, moeilik doodgaan en as getraumatiseerde siel in die geestesrealm aankom. Ek luister na 'n rabbi in die week wat sê, is 'n Kanadese kabbalistiese rabbi, hy sê die dood van iemand wat baie nefesh gedrewe was, wat met die liggaam geïdentifiseer het, is soos om 'n bol wol uit 'n doringbos uit te haal. Dis moeilik. En hierdie siel wil net terugkom in die liggaam. En daarom bly hy ook na die dood vir 'n tyd tussen die liggaam en die huis waarin hy gewoon het, bly hy swerf totdat hy uiteindelik pad gee. Ruach is die tweede laag. Die ruach is die morele en die emosionele self. Bo die nefesh is hierdie ruach. Dis die gees in die sin van karakter en morele bewussyn. Hier vind ons gewete. Hier kies 'n mens jou verhoudings. Hier kies 'n mens tussen goed en kwaad met bewustheid. As nefesh jou laat leef, laat ruach jou verantwoordelik leef. Dit is die vlak waar deugde ontwikkel. Nederigheid, geduld, regverdigheid. As iemand emosioneel of moreel onvolwasse sterf, kan dit volgens mystieke denke die ruach wees wat verdere suiwering of selfs 'n nuwe geleentheid in 'n nuwe lewe benodig. Die derde vlak is neshama, die geestelike intelligensie.
Die derde laag is die hoër geestelike bewussyn. Dis die deel wat God kan begryp, wat waarheid soek en wat kontemplatief kan leef. Dit is die vlak wat 'n mens oopmaak vir die ervaring van die heilige. Nie almal ontwikkel hierdie laag volledig nie. In mystieke taal word gesê dat sommige mense hoofsaaklik op nefesh vlak leef, ander groei in ruach en sommige begin werklik vanuit neshama leef. Wanneer iemand diep geestelike insig of profetiese helderheid toon, word dit aan hierdie vlak toegeskryf. Die vierde vlak is Gaia, die lewende essensie. Dis nog hoër. Dit is nog hoër as enige een van hierdie drie vlakke en begin in die goddelike dimensie inraak. Dit is 'n direkte lewensverbinding met die goddelike bron. As Neshama God verstaan, beleef Gaia God. Dit is die vlak van mystieke eenheidsbewussyn. Wanneer 'n mens voel jy staan nie meer net voor God nie, maar jy leef in God se teenwoordigheid op 'n amper onuitspreeklike manier. Die meeste mense ervaar dit net in oomblikke. Dit is flitse van diepe eenheid. Die vyfde vlak, die Yechida, dit is eenheid. Dis die hoogste vlak en beteken letterlik eenheid. Dit is die punt waar die menslike siel en die goddelike wil nie meer as twee ervaar word nie. Daar's geen konflik nie. Dit is nie dat die mens ophou bestaan nie, maar daar is 'n totale ooreenstemming met God se wil. In hierdie vlak is daar geen innerlike verdeeldheid nie. Volgens die mistiek is hierdie vlak altyd suiwer en kan nie deur sonde besoedel word nie. Dit kan wel verduister word, maar dit kan nooit vernietig word nie. Waarom is hierdie 5 lae vir die kabbaliste belangrik? Omdat dit verduidelik waarom reïnkarnasie nie altyd beteken dat 'n hele persoon hoef terug te keer nie. Soms is dit net die nefesh wat verdere vorming nodig het. Soms is dit 'n onvoltooide ruach. Soms word 'n hoër vlak by 'n reeds lewende persoon gevoeg om 'n spesifieke geestelike taak te vervul. Die mens word dus gesien as 'n dinamiese, groeiende wese met lae wat ontwikkel, suiwering ondergaan, herenig en uiteindelik in een eenheid herstel word. Die siel gaan deur 'n proses. Eers 'n oorgang na die dood. Soms net 'n blik op God se teenwoordigheid, vir 'n bietjie vrede en genade, maar dan kom die Gehenom. Dit is soos 'n hemelse karwas vir die siel. Dis 'n tydelike suiweringsplek. Vir party mense duur dit 1 sekonde dat hulle kyk en sien hoe hulle geleef en gemaak het. Hulle is skaam en verleë en hulle siele is suiwer. Vir ander mense op die meeste en vir die meeste neem dit so 12 maande om in hierdie plek van sien wat jy gedoen het te leef, sodat jou sonde afgewas kan word. Dis nie 'n ewige hel nie. Die pyn word verskaf deurdat jy sien wat jy gedoen het, daaroor skaam kry en daaroor in verleentheid sit. Selfs in hierdie uiters mystieke raamwerk bly een saak opvallend. Die liggaam raak nooit irrelevant nie. Selfs al het die siel 5 lae, word die finale geregtigheid steeds beskryf as 'n hereniging van siel en liggaam. Die fisiese wêreld bly deel van God se doel. Nou kom ons by hierdie reïnkarnasie. Waarom reïnkarneer 'n siel volgens hierdie kabbalistiese tradisie? Nie bloot omdat sy klaar is nie, maar omdat die skepping self volgens hierdie mistici gebroke is. Luria het geleer dat daar in die begin 'n kosmiese breuk was. Dit was 'n heilige lig wat in houers op die aarde geplaas is en toe het dit gebars. Vonke van goddelike lig het in die materiële wêreld uiteen verstrooid geraak en die mens se taak is om hierdie vonke te herstel en terug te bring. Sommige van hulle vertel dat Adam se nefesh versplinter geraak het in stukkies wat ontelbaar is en dat daar in elke mens 'n stukkie daarvan sit en dat ons dit moet verlig en alles weer bymekaar bring. As 'n siel dus nie haar taak voltooi het nie, dit beteken dat sekere gebooie nie gehoorsaam is nie, sekere karakterfoute is nie reggestel nie en sekere vonke is nie verhef tot waar hulle moet wees nie, keer daai siel terug.
Nie as 'n straf nie, maar as 'n geleentheid. En hierdie terugkeer kan volgens kabbalistiese tradisie op 3 maniere gebeur. Dis baie interessant. Eerstens, dit as 'n nuwe persoon. Die mees direkte vorm, die siel of dele daarvan word in 'n nuwe liggaam gebore. Sy begin weer as 'n volledige mens met nuwe omstandighede, nuwe keuses, nuwe moontlikhede om dit wat onvoltooid was, te voltooi. Die tweede tipe reïnkarnasie is die volgende, dis versmelting met 'n ander persoon. Soms kom 'n siel nie terug as 'n aparte nuwe mens nie, maar heg haarself aan 'n reeds lewende persoon. Hierdie versmelting beteken dat die tweede persoon versterk word met bykomende sielsenergie, amper soos 'n geestelike bydra om sekere take te verrig wat die oorspronklike siel nie voltooi kon kry nie. Dit is nie besit nie, dit is deelname aan 'n ander lewe. En die derde vorm is as 'n bystander of 'n begeleier. In ander gevalle funksioneer die siel soos 'n skaduwfiguur langs 'n lewende persoon. Sy leef nie as die persoon self nie, maar ondersteun, beïnvloed of help om sekere geestelike vlakke te bereik. Hier, soos julle kan hoor, word die wêreld nou 'n netwerk van verweefde sielereise. Jy weet amper nou nie meer wie is wie nie. Die messiaanse era is 'n verdere ontwikkeling. Hulle sê daar's 2 opstandings. Hierdie is een van die mees verrassende dele van die mistiek in die Joodse gemeenskap. In die messiaanse era, dit is wanneer die Messias op aarde sal kom regeer. Wanneer hierdie wêreld herstel sal word, vind daar 'n eerste opstanding van die dooies plaas. Siele word met hulle liggame herenig. Maar hierdie liggame is nie swaar nie. Hulle is verfynd, hulle is geestelik van aard, hulle hoef nie te eet om te oorleef nie. Wat is die rede vir hierdie opstanding in 'n liggaam wat so geestelik is? Dit is God wat mense 'n verhoogde godsbewussyn gaan gee in hierdie Messiasryk, sodat daar minder worsteling gaan wees met menslike en aardse en biologiese drange. En jy makliker helderheid kan hê, makliker 'n geestelike fokus kan hê en makliker vir God kan ken en met God wil een word. Dit help jou in jou geestelike lewe. Maar dan, volgens hierdie tradisie eindig selfs hierdie fase. Mense sterf aan die einde van die messiaanse fase weer. Dan kom die tweede en finale opstanding. Hier staan mense op met fisiese liggame, dit is weer baie biologies, tasbaar, konkreet. Waarom hierdie 2 fases? Omdat die eerste fase geestelike voltooiing vir die siel gebied het. Geestelike vervolmaking vir die siel gebied het. Daar het jy aan jou geestelike lewe gewerk. Maar in hierdie tweede fase bring dit finale geregtigheid. Die liggaam en siel moet saam geoordeel word, want hulle het saam opgetree in die lewe. Hulle vertel 'n gelykenis van 'n blinde en 'n kreupele, wat deur 'n koning aangesê is om sy vyeboord op te pas. Toe die koning fort is, toe sê die kreupele vir die blinde, jy kan dit nou nie sien nie, maar hier's pragtige vye, ek kan hulle nie bereik nie. Kan ek op jou skouers klim, dan dra jy my daarheen, dan pluk ek vir ons die vye, en so steel hulle die koning se vye. En toe die koning terugkom, toe vra hy, wie het my vye gesteel? Toe beskuldig hulle mekaar. Toe tel hy weer eens die kreupele op die blinde se skouers en hy sê, nou maak ek julle een en ek oordeel julle as een. In die mystieke fase, die mees mystieke fase van die kabbalistiese Jode word selfs die liggaam nie afgeskryf nie en bly dit een met die siel. Want vir die Jood gaan die lewe oor werk. Jy werk vir God, jy werk aan jouself. Ek luister na 'n ander rabbi wat sê dat toe Adam geskape is, het God vir hom gesê, God het eerstens ons hy kom laat ons mense maak, en hy beweer, God het daar met die mens gepraat, want hy het vir die mens gesê, jy gaan vir my help om jou te maak. Ek gee net vir jou die bestanddele, 'n liggaam en die lewenskrag, maar jy moet nou aan jouself werk en van jouself iets maak. Dis waaroor die Jood
dink as hy aan die lewe dink. Jy werk aan jouself, jy werk vir God en jy werk aan jou lewe en die hiernamaals. Natuurlik nou uitgesluit daai eerste klomp Jode wat nie geglo het aan die hiernamaals nie en die Sadduseërs. Die monistiese Jood, soos ek gesê het, wat geglo het dat jy gaan net dood, dan is jy dood, hulle leef net in herinneringe voort en hulle het 'n goeie of 'n slegte reputasie wat hier op die aarde in hulle mense se geheues bly hang en hulle leef voort in hulle nageslag. Maar die apokaliptiese Jood, die Fariseërs, almal wat in opstanding geglo het en die kabbaliste, hulle almal kry die satisfaksie dat daar 'n beloning kom en dat slegte mense hulle dag sal kry. Nou wat nou? Wat leer hierdie lang reis vir ons oor die Jode? Dat daar in hulle nie net een statiese antwoord was op die vraag oor wat gebeur hierna nie. Dat idees ontwikkel het. Dat trauma in hulle as 'n volk se lewe bygedra tot die vorming van nuwe gedagtes en die vraag oor die lewe na die dood verskerp het in hulle midde. Dat mistiek nuwe lae bygevoeg het en dat selfs waar dualisme dan nou sterker geword het, met ander woorde, daar is 'n siel wat vir 'n rukkie apart van 'n liggaam kan bestaan, dat die Joodse verhaal telkens weer terugkeer na hulle intuïsie. Menswees is uiteindelik 'n eenheid tussen siel en liggaam. Dit word saam gesien, dit leef saam en dit word saam geoordeel of beloon. Nou bly die vraag by ons, en dis die rede waarom ek hierdie hele reeks doen. Dat goed in my en jou vasgesteek, al is dit nie die volledige konstruk van dinge wat ons geleer het nie, maar goed uit die antieke dae het in ons onderbewussyn kom lê en ons denke ook help vorm. Is my siel onsterflik? En gaan ek my liggaam afgooi met my dood om nooit weer daarmee verenig te word nie, sodat ek as 'n geestelike wese in die bewussyn kan voortleef? Of gaan my siel reïnkarneer sodat ek kan verbeter? Of is my siel integraal deel van my liggaam en is ek dus net een enkele mens wat mens genoem word met verskeie fasette wat onlosmaaklik leef en uiteindelik sterf? Of is daar ander moontlikhede? Die punt is, moenie dat die dooies jou te vinnig van enige iets oortuig nie. Dink self. Want hoe jy oor die dood dink, gaan bepaal hoe jy die lewe leef. Dit was vandag my storie. Kom ons luister na die musiek.
koffie drink in hierdie koel weer, of 'n Milo, of wat ook al, maar die belangrike is mekaar se geselskap. So kom ons gaan kuier 'n bietjie, dit sal heerlik wees, en ons laat Jannie en Letitia vir ons by die deur uitspeel. Dankie julle. Goeiedag vriende, ons wil julle herinner om Renaissance in gedagte te hou met jou finansiële beplanning. As jy Renaissance 'n vaste item op jou begroting kan maak, kan dit ons help om 'n konstante inkomste te genereer, waarmee ons baie beter kan beplan en vooruitdink. Jou bydrae word opreg waardeer.